groet u geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. Deur sy seun, ons Yeshua Messia, hy wat die woord is. Deur sy Heilige Gees, ons Yaruach, wat ons in al hierdie dinge wil leer. En geliefdes, ek wil vanmôre met u oor 'n baie groot onderwerp praat. 'n Onderwerp wat nogal in my volk se mond heeldag is, naamlik plaasmoorde. Jy weet, ek het, toe ek jonger was en ek was deel van die landbou afdeling, van die beskermingsmagte. Het ek redelik van plaasmoorde gesien. En ek kan u dit verseker dat dit dat ek nog nooit sommer net een gesien het wat nie op die wreedaardigste manier plaasgevind het. En jy weet, van daai jare het ek probeer, toe ek begin met my WhatsApp opnames, mense te vertel van die wonderlike voorsorg en die wonderlike beskerming wat ek en jy het vanaf Jahwe deur sy woord. Baie kere dan voel dit vir my so asof mense net dit so vanselfsprekend aanvaar. Dit wat ek baie kere vir hulle sê. Dat hulle nie hierdie situasie bidend gaan bestudeer. Bidend gaan kyk na hulle lewe om net daardie gedeelte van hulle lewe dan ook reg te kry. Want daar is so baie leuns vir ek en jy vertel deur hierdie jare. En geliefdes, die woord is vol daarvan. Jy weet, ek sien baie kere, dan sien ek mense sê, maar by beskermings, Psalm 91, wat wel so is. Ek is self een van daai ouens wat 'n bord hier buitekant het, naamlik Psalm 91. En ek glo dit met my hele hart, vir daardie beskerming, dat Jahwe my toevlug is, dat geen onheil my sal tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Nou, ek kan nou baie verder gaan en vir u lees, waar hy sê daar in Psalm 91 vers 14, omdat hy my liefhet, sê Elohim, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. En hoeveel kere het ek nie al met opnames en met WhatsApp boodskappe vir u probeer verduidelik vir hierdie wonderlike naam. Want dit is een van die dinge wat ek en jy moet weet en moet vashou aan, is juist hierdie heilige naam, is hierdie naam van Yeshua, want Yeshua is die woord, omdat hy my liefhet, sê Elohim, daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ken jy die naam van Yeshua? En geliefdes, ons moet regtig met mekaar praat, want die seun van Elohim is nie net enige iemand nie. Hierdie naam is so belangrik, en ek wil nie weer daarop ingaan nou om vir u te vertel van dit alles nie. En u weet wat hy sê hy wat die seun het die lewe, wie die seun van Elohim het nie die lewe nie. En u moet nou vir uself gaan vra, wat is hierdie naam wat my dan kan beskerm?
Want baie kere het in my mense se lewe het ek baie mense gehoor sê, man weet jy, daai ou het van die kerk af gekom toe sy aangeval. Geliefdes, die heel eerste plek het jy die bloed gehad van Yeshua wat jy oor jou en jou gesin en oor jou eiendom en oor jou vrou en jou kinders of wie ook al gepleit het. Daar in 1 Johannes 5 kom hierdie naam. Hy wat die seun het die lewe, wie die seun van Elohim nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van Elohim. Nie in die seun van Elohim nie, in die naam van die seun van Elohim. Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van Elohim. Nie kan glo in die seun van Elohim, in die naam van die seun van Elohim. En so het baie mense het sommer net gesê, nee man, weet jy, maar dit maak eintlik nie saak nie. Ons aanbid dieselfde God. Dis nie so nie, geliefdes. Want Yeshua het gekom vir ek en vir jou, en hy het vir ek en vir jou kom betaal al ek en jy se oortredinge. Yeshua is die een wat ek en jou deur sy bloed beskerm. Yeshua is hier die absolute een wat vir ek en vir jou kom deur sy bloed beskerm. Omdat ek en jy sy naam ken. En ek wil vir jy bietjie lees daar in Exodus 12. Geliefdes, daar is so baie goed. Daar is so baie goed wat ek hier eintlik wil van vertel en vir u wil leer. Maar dit is so asof my mense man sê, maar praat jy maar nou net, kry jy nou maar nou net klaar. In plaas van om te vra en sê, maar ek verstaan nie dit nie. Probeer dit en dit aan my verduidelik. In die heel eerste plek het ek altyd vir mense gesê, gaan op jou knie en vra die Heilige Gees jy ding nie verstaan nie. Maar baie goed, as jy wil seker maak van dit, kom bevestig dit, kom vra. Want hierdie naam en hierdie seun van Elohim is hierdie perfekte lam wat vir ek en jy geslag is. Daardie lam wat vir ek en jy kom vrymaak het. Maar ook het ek en jy hierdie bloed van Yeshua daar in Exodus 12. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boordrempel en aan die 2 deurposte, sal Jahwe by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Baie jare terug het 'n bekende by my gesit daar so, en hy sê man, ek is haastig, hy stuur, ek sê nou wat gaan jy doen? Hy sê nee, ek gaan die wering opsit. Nog die wering opsit, het hy eintlik gesê. Hy sê, maar ek dink jy hoort op die wering. Ek sê nee, ek het nie die wering. Ek sê, want weet jy, as hierdie huis van my is onder die bloed van Yeshua, die deurposte, die vensters, daar waar ek en jy loop, sal Yeshua deur ons Jahwe die verderwer nie toelaat om in julle huise in te kom, as hy die bloed sien. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Hoor jy wat sê hy, geliefdes? Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat Jahwe aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. Wat 'n diens? Hierdie van die bloed van die lam. Hierdie Pesach. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ek en jy sy feeste sal ken. En ook met hierdie feeste kom bevestig dat ek en jy vir Jahwe die Almagtige glo. Want geliefdes, dis belangrik. As jy Jahwe nie glo nie, en jy glo nie sy woord nie, of jy glo net dit, of jy glo net dat, dan het jy 'n probleem.
En ek het by 'n vorige geleentheid vir u gesê, geliefdes, van Job 5. Het hy daar gesê, ek gaan nou nie vir u alles lees nie. Vers 24, en jy sal uitvind dat jou tent in vrede is. Wat is die tent? As hier die liggaam in vrede is. En as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis. Hoor jy wat sê die woord van jou? Maar die vraag wat jy vir jouself moet vra, glo jy dit wat die woord sê? Glo jy hierdie Psalm? Glo jy Psalm 91, as Jahwe die Almagtige vir jou sê, ek sal my engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Dan sê jy nee, baie dankie daarvoor, maar ek gaan nou jou 'n klompie diewering maak. Groot diewering. Laat ek my eers net self beskerm. Geliefdes, jy kan jouself nie beskerm. Daar's net een ding wat jou kan beskerm, en dis die bloed van ons Yeshua. En nou wil ek na u toe kom, geliefdes, en ek wil vir u vra, ek wil vir u hierdie stuk lees. Dit gaan oor 'n gedig wat iemand geskryf het. Dat ons moet wat ek wil net vir u lees. Geliefdes, dit gaan oor 'n vermoorde boer. En dit is nie lekker om vir hierdie goede te lees nie. Maar net dat u die erns van die saak sal sien. Dat u nie ook een van hierdie statistieke word nie. Hoe moeilik kan dit nou wees? Om jouself te bekeer en terug te keer na Jahwe se gebooie, sy insettinge, sy verordeninge. En daardeur beskerm jy almal. Incluis jouself en jou familie en jou eiendom. En dit is my eintlik toe ek hierdie gedig lees, was ek baie hartseer. Hartseer om die dood eenvoudige rede, want ek probeer vir my mense te vertel dat hy die bloed moet pleit oor sy woning. Maak nie saak of jy in die dorp bly of waar jy ook al bly. Laat jy daar die huis van jou onder die bloed sal hou. Maar dan moet jy vir Jahwe glo as hy sê, maar hy sal die verderwe nie toelaat om in jou huis in te kom. Die wering en 'n patroon en 'n revolver en 'n pistool en 'n geweer kan jou nie beskerm nie. Dis net die bloed van Yeshua wat vir ek en vir jou kan beskerm. En dit is met hoekom ek eintlik met 'n halwe woede, as ek dink aan plaasmoorde, dan het ek daai woede oor hierdie wreedaardigste maniere wat hierdie mense gebruik. Maar ek is eintlik kwaad vir my volk, omdat my volk nie luister na die woord van Jahwe nie. Dat hy het al hierdie moeite gedoen om hierdie bloed van sy seun vir ek en vir jou te gee, tot beskerming van ek en van jou. Maar dan moet ons dit glo, geliefdes. En ek gaan dit gou vir u lees. Vermoorde boer. 'n Brief van af die grond waar ek vermoor is. Deur 'n boer wat nie meer leef nie. Ek hoor nog hoe julle sing. Skiet die boer, maak dood die boer. Dis laatmiddag. Die son hang laag. My vrou is in die kombuis, ek is in die skuur. Die aarde ruik na lewe. My hande is moeg gewerk. En toe bars alle hel los. Geen waarskuwing, geen woorde, net maskers. Net haat. Nie honger nie, nie armoede nie, net haat wat dood bring. Ek vra nog, wat wil julle hê? Vat dit net, ek sal dit gee. Maar dit is nie vir besittings wat hulle gekom het nie. Hulle het gekom vir pyn en marteling, vir my asem, vir my einde. Ek sien my kind se fiets in die hoek. Ek hoop sy is ver genoeg. Ek bid sy hoor nie. Hulle slaan, hulle trap, ek skop, vloek, spoeg. Ek voel hoe my ribbes breek soos droë takke in die winter. Ek kyk op en ek sien sy geel oë. En daar is niks, net afgeryse, net duisternis,
net haat. Toe steek hy. Nie vinnig nie, nie haastig nie, aanhoudend. Hy steek asof hy dit geniet. En hoe ek stadig verdwaai. My bloed sprei oor die sementvloer, warm en stil. Ek voel hoe ek wegsak. My vingers wil nog roer, maar hulle reageer nie meer nie. My asem raak vlak, my oë swaar. En in daardie laaste oomblikke onthou ek. Ek onthou my kind se lag in die bakkie, die eerste vrugte van 'n nuwe oes. My vrou se hande wat brood nie, die stof wat aan my stewels klou, die reuk van grond wat lewe gee, en dan word dit donker. My liggaam word koud, maar ek is nie stil nie. Want ek het nog iets om te sê. Ek het nie gekies om gehaat te word nie, ek het gekies om te plant, om te sorg, om te voed. Ek het nie land gevat nie, ek het dit bewerk. Ek het nie mense vertrap nie, ek het saam met hulle gesweet. Ek het nie my rug op enige iemand gedraai nie. Maar tog het ek gesterf asof ek die oorsaak van julle pyn is. En dis nie net my dood nie, dis 'n waarskuwing. Want as die boer val, val die land. Nie net ekonomies nie, nie net prakties nie, maar môre gaan jou kind jou vra. Hoekom is daar niks om te eet nie en jy gaan nie weet wat om te sê nie? Ek het my bloed en lewe aan hierdie grond gegee. Nie net figuurlik nie, regtig. My DNA lê nou tussen die mielies en die grond te roep. Die grond huil. Suid-Afrika sê, ek is moeg vir bloed. Moeg vir dood, moeg vir haat. Ek is hier vir lewe. Ek het vergewe, selfs in my laaste asem, nie omdat ek moes nie, omdat ek nie wou sterf met haat nie. Ek het probeer, maar jy wat leef, jy het nou die keuse. Gaan jy aanhou stil bly, gaan jy wag tot die laaste oes verdwyn? Gaan jy net kyk hoe die hande wat jou voed een vir een stil raak? Of gaan jy praat, gaan jy sê, genoeg is genoeg? Ek is nie meer hier nie, maar ek was 'n boer, ek het geleef vir ander, ek het geplant, gegee, gedien, en toe het ek gesterf, stil, alleen, op my eie grond. Nie as 'n held nie, nie as 'n martelaar nie, as mens, as pa, as man van stof, oes en lewe. Maar die waarheid wat ek geleef het, leef voor. Want julle kan 'n boer doodmaak, maar julle kan nie die waarheid begrawe nie. Die oes kom altyd. Die boer wat in stilte gesterf het, maar wie se bloed nog roep uit die grond wat moet lewe gee. En hierdie vrywaringsbrief, hierdie brief is geskryf deur Paul Hatting, uit die hart, uit die diepte liefde vir Suid-Afrika. Dis nie 'n politieke dokument nie. Dit is nie geskrywe om haat aan te blaas of mense te beskuldig nie. Dit is geskrywe om te getuig van wat te lank, vir die wat te lank stil bly. Om 'n stem te gee aan die wat nie meer kan praat nie. Om elke leser, ongeag kleur of agtergrond, te herinner aan wat op die spel is as ons nie saam opstaan vir menswaardigheid nie. Indien jy hierdie brief wil deel of aanstuur, doen dit met respek. Moenie verander nie. Mag hierdie woorde iemand wakker maak. Mag dit iemand laat dink, mag dit iets genees. Geliefdes, so gaan hierdie verhaal aan. Hierdie droewigste geskiedenis van statistiek in Suid-Afrika. En nie net boere nie, maar ook mense in die platteland, in die stede, word vermoor asof 'n lewe niks is nie.
En tog het elke een van ons hierdie woord van Jahwe gekry, geliefdes. En geliefdes, ek wil net hê, jy moet een ding weet. Dat Jahwe is in beheer. Maar dan moet jy hom vertrou, dan moet jy hom glo, dan moet jy weet dat Yeshua se bloed oor ek en oor jou uitgestort is. En ek wil tog hê, jy moet dit gaan lees, gaan opsoek, daar in Hebreërs 9. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers, maar net sy eie bloed, om eenmaal in te gaan in die heiligdom en ewige verlossing teweeg gebring het Yeshua vir ek en jy gemaak. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament van Elohim met die oog op julle verorden, wat op julle verorden het. En het ook die tabernakel, al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprenkel. En byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Geliefdes, jy moet dit self gaan lees. Maar het is tyd geword dat hier die volk van my Jahwe kom, sal aanneem en sal glo uit sy woord uit, voordat alles te laat is. Want vir elke boer wat dood is en elke persoon wat doodgaan, is dit net een ding, ongeloof. En ek is baie jammer om dit te sê. Want ek en jy moet staan op hierdie bloed van Yeshua. Hierdie bloed van hierdie perfecte lam, wat ons oor ons eiendom, oor ons huis, oor ons familie, oor elke een van ons kan pleit. En dit is vir elke een van ek en jy gegee, geliefdes. En daarom is ek en jy nie verskrik en bang oor hierdie wêreld nie. Want kyk, ons vrees Jahwe. En daar in Romeine 13 sê hy, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van Elohim nie. En die wat daar is deur Elohim ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van Elohim weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Luister nou baie mooi. Jahwe, Elohim, het elke mag op hierdie hele aarde ingestel. Daarom hoef ek en jy nie te vrees. Ek en jy hoef nie te vrees vir enige leier, of vir enige oorlog, of vir enige iets, wat in hierdie land, in hierdie wêreld gaan gebeur. Maar ek en jy moet dan net die regte Elohim aanbid. En dan sê hy daar in Job 15 vers 19 en 6 benoudhede, sal hy jou red, ja en 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard. As die tong gesel, word jy weggesteek en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag. En van die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is. En as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie. Geliefdes, glo u die woord van Jahwe. Want dit is die belangrikste iets wat ek en jy in ons hele lewe moet doen. En ongelukkig vang die tyd ons altyd. Maar dit is wat u daarvan gemaak, nie wat ek daar maak nie, ek maak dit al lankal. Om vir u te sê, glo Jahwe. Glo dat die bloed van Yeshua ons nie net kan reinig van ons sondes nie, maar ek en jy ook kan beskerm. Omdat hy my lief het, spreek Jahwe. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. En in daardie wonderlike naam van ons Yeshua Messia, groet ek u en ek sê vir u, Shalom.